Ja, ek het groot geword in Heidelberg in die Suid-Kaap, daar in die Wes-Kaap, op 'n plaas daar in die Langeberge. Pragtige deel van die land, deel van die land wat sekerlik maar altyd in 'n mens se gene en bloed sal bly. Ons familie is al van die laat 1740s af op dieselfde grond daarso. Ons stamvader daar uit Wes-Duitsland gekom, wat vandag Nedersakse is in 1742 met die skip die geregtigheid. Nou ek vertel dit graag vir mense want dit is my altyd mooi 'n mooi storie om te dink dat hierdie jong Duitse nou daar op 21-jarige ouderdom in die Kaap aangekom het op 'n skip met so 'n mooi naam, geregtigheid. En ons weet natuurlik baie van hierdie jong Duitsers het maar uit geweldige armoede gekom. Hierdie gesin het ook maar die uitdaging gehad dat daar was eintlik nie werk en geleenthede vir jong mans in Wes-Duitsland gewees nie, veral nie na al die oorloë nie, die 30-jarige oorlog tussen die Katolieke en die Protestante, het natuurlik baie van daardie gebiede geweldig arm gelaat. So, baie van die jong Duitsers het in die Kaap aangekom, dikwels, meeste van die tyd met Hollandse vroue getrou, hier dieselfde gebeur, en hy was 'n waarmaker gewees, op 21-jarige ouderdom 'n waarmaker in Grootvadersbos, wat vandag deel is, 'n provinsiale park is van die Wes-Kaapse regering, baie mooi park ook, en daar 'n waarmaker gewees sy hele lewe, en sy kinders het almal gaan boer daar in die distrikte van Heidelberg en Stilbaai. En dis hoekom mense vandag nou nog daar die hele Suid-Kaap Kleinhandse vind met twee spellings, maar dis een familie, want die Hollandse landros in Swellendam, en Swellendam was natuurlik daai tyd die vesting nou maar gewees vir al daardie boere in die Suid-Kaap. Die Hollandse landros het al die vanne van Duitsers en Franse dan ook veral vir Hollands. So dis hoekom jy in Suid-Afrika sien dat daar vir baie vanne dan hierdie twee spellings is, en Kleinhans presies dieselfde. Sommige van die eerste generasie kinders het al weggetrek en gaan boer in Stilbaai se distrik, hulle die oorspronklike spelling van die van gehou, maar die wat agtergebly het en geregistreer is deur die landros daar in Swellendam, se vanne is vir Hollands. En ja, dit het ons met soveel ander families gesien. So, ja, ons is 'n familie daar uit die Suid-Kaap uit, mense wat melkboere is en wat natuurlik ook maar in die geskiedenis baie betrokke was by interessante staaltjies en dinge, soos my grootoupa wat as 'n baie jong man in die Kaapse rebel was en daar by skermutselings teen die Engelse betrokke was. Daar staan nog vandag 'n mooi monumentjie by die NG Kerk in Heidelberg, maar ook in Berrydale. Hulle het ook daar 'n skermutseling met die Engelse gehad, natuurlik onder leiding van, as ek reg onthou, Jan Smuts. So dit was interessante geskiedenis. Die Suid-Kaapse geskiedenis is 'n interessante en fascinerende deel van ons geskiedenis. Die boere wat natuurlik daar agtergebly het en nie na die oosgrens is nie, en ook natuurlik nie die binneland ingetrek het nie. Maar ja, dis my grootword verhaal. Ek glo in plattelandse skole. Ek het 'n liefde vir plattelandse skole, so dit was lekker om vir 12 jaar in Hoërskool Heidelberg te wees. En ek dink baie keer plattelandse skole vorm kinders wonderlik en doen wonderlike dinge en skep baie geleenthede vir 'n mens. En ek het kommunikasie en journalistiek gaan studeer na skool, eers by 'n koerant gewerk, daarna by Solidariteit begin werk in 2003, tussendeur hele paar jaar in Oranje gewerk en nou die bevoorregte posisie om weer vir Solidariteit en die Solidariteit beweging die laaste paar jaar internasionale skakeling te doen. So, dis wonderlike geleenthede in 'n mens se lewe, en die lekker is om so 'n bietjie tuistes te hê in die Suid-Kaap en hier in die Karoo, en natuurlik in Pretoria waar my kantoor is. So, ja, dis eintlik 'n groot voorreg wat 'n mens het. Ek gesels die afgelope tyd vanuit my werk baie met mense wat immigreer, mense wat onlangs immigreer het, en ek het dit onlangs weer in Amerika beleef, dat die grootste ding is die gemis van plek. Die groep met wie ek onlangs ontmoet het in Dallas in Texas, Afrikaners, is ekonomies baie suksesvol, maak almal sakke vol geld, maar hulle mis hulle plek, hulle het nie 'n plek nie, Dallas is nie hulle plek nie, en dit ervaar ek waar jy ook al Afrikaner immigrante raakloop, en ja, ek dink ons moet partykeer meer dankbaar wees vir ons plek wat ons het.